Riemvasmaak is bekend as een van die grootste en eerste grondeise van die nuwe demokratiese Suid-Afrika. Inwoners soos Remetius Adams onthou nog hoe gesinne in die 70's uit die dorp gedryf is om plek te maak vir die destydse weermag. Onze ou mense is baie bang om 'n kontrak te teken. Om te teken op papier, bijvoorbeeld, van hulle sê, 'n tekensedag vir ons getrek het. Dan moet jy toe. Nou, dis vir ons ou mense, ons ou mense moet jy gaan mooi praat. Maar onze ou mense wil jy op papier teken, want ou mense het nog die gedagte dat hulle self vir ons laat trek. Adams meen egter sedert 1995 het die dorp stelselmatig vordering getoon, maar sê werkloosheid is steeds 'n groot probleem, veral onder die jeug. Wanneer met die kinders die kinders eendag vorentoe kan gaan, dat jy kan sien jou kinders staan daarom op. Want die bietjie wat ek kry is skaars genoeg vir ons almal. Michael Basson, 'n jeugleier, sê daar is heel party fasiliteite vir die gemeenskap, maar nie alles werk nie. Hy meen 'n hoërskool is een van die behoeftes op die dorp. Tans is daar slegs een laerskool wat die gemeenskap bedien. Mense wat in Kakamas goed is bly. Kyk soos dit hulle moet nou hoërskool. Ek sal sê vir hulle se kinders is 'n bietjie alright van hulle is by hulle se ouers. Ons kinders moet nou hier vanaf moet hulle Kakamas toe gaan. Wat dit lekker is vir hulle nie. 'n Hidro-elektriese aanleg soortgelyk aan die een wat in Kakamas geopen is, word vir Riemvasmaak beplan en aandeelhouers glo die projek kan net goeie nuus vir die gemeenskap beteken. Die projek dink ek gaan al daai moeilike tye wegneem en die hele Riemvasmaak gemeenskap saambind en vir hulle die geleentheid gee om dit wat in die verlede gebeur het te kan regstel. Hydro SA en die aandeelhouers van die beplande Riemvasmaak aanleg is nou besig met omgewingsimpakstudies en sal onder meer die hele gemeenskap se goedkeuring moet kry voor die projek kan voortgaan. Percival Young, Enies, Riemvasmaak in die Noord-Kaap.